Weereens baie welkom en dankie dat u ingeskakel het. Ek glo en vertrou dat dit altyd goed gaan met u, dat God se woord en die waarheid daarin vervat vir u altyd van kardinale belang is. Maar ons leef in die laaste dae, ons leef in 'n tyd van groot misleiding en ek wil vandag weer eens bietjie raak aan die gedagte, gaan lou Christene agterbly by die wegraping van die kerk? En dan praat ek van 'n pre-tribulation rapture. Nou ons moet een ding onthou, en dis wat die woord van God leer, daar bestaan nie iets soos 'n wegraping voor die groot verdrukking nie. Daar's baie miljoene Christene reg oor die wêreld wat aan hierdie leerstelling glo en vashou daaraan en glo dit is die blessed hope. Nou die blessed hope is Jesus Christus, nie 'n wegraping of 'n pre-trib wegraping nie. En die gedagte wat hierdie mense huldig is dat wanneer die wegraping vandag sou plaasvind, dan gaan daar letterlik miljoene lou Christene of Christene wat nie gereed was nie, gaan agterbly en gaan sogenaamd 'n tweede kans kry om hulle weer te bekeer. En dan gaan hulle in die groot verdrukking met hulle bloed moet betaal. Dit kom nêrens in die woord van God voor nie. Ons gaan hier wees as kerk tot by die wederkoms van Christus en dan gaan ons, hy gaan ons kom haal, die wat natuurlik nie gesterf het nie, gaan verander word. Dit is die gedagte wat die woord vir ons leer. Daar bestaan nie hierdie sogenaamde left behind na pre-trib rapture nie. Maar kom ons gaan kyk waar het dit sy oorsprong. Nou die left behind reeks leer hierdie die volgende. The idea of lukewarm believers left behind during the rapture is a concept rooted in interpretations of the Bible, particularly Revelation 3:15-16 and Matthew 24:40-41. Lukewarm believers, those who are neither fully committed nor fully rejecting of their faith, are often seen as potentially being left behind during such an event, according to some interpretations of Christian eschatology. Nou dit is interpretasies wat gemaak word en dit kom uit die left behind reeks uit wat natuurlik 'n mite is. Daar is nie 'n tipe van 'n left behind na 'n pre-trib rapture nie. Ons gaan wel op 'n latere geleentheid gesels. As die Here terugkom by die wederkoms, gaan daar wel mense agterbly wat afvallig was, hulle het nie olie gehad nie, mense wat heeltemal weggeval het. En dit is die waarheid wat van God se woord. Maar hierdie gedagte van 'n left behind van Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins, nou ja, hierdie hele mite kom uit daardie boeke uit en dit die bank ons. Kom ons gaan luister wat sê 'n vrou juis oor hierdie left behind en wie gaan agterbly. Dis Michelle, kom ons gaan hoor wat sê sy. Let me tell you this. Jesus does not vomit out his bride, his true faithful church. These verses clearly distinguish between those who know him and those he knows, between those who don't know him and those he doesn't know. And so it appears, because I cannot say myself, but when you read this passage of scripture, it appears that Jesus's letter to the church of Laodicea, the lukewarm Christians, is that they will not be part of the rapture, nor welcomed into fellowship with him unless they repent. It says it right here in Revelation 3:19. We went over it a few times. Here it is again. As many as I love, I rebuke and chasten, therefore be zealous and repent. Those are Jesus's words, not mine. The rapture is for the ready. Jesus repeatedly taught that only those who are ready, watching, and faithful will escape the coming wrath and be caught up to him. Nou ja, die gedagte wat sy huldig is dat ons moet gereed wees, en dis duidelik die woord van God sê dat ons altyd moet gereed wees, ongeag wanneer die Here wel kom. Maar in Openbaring 3 vers 14-22 praat Jesus met die lou kerk en roep hulle op tot bekering. Nêrens het hy gesê dat hulle die pre-trib rapture gaan mis nie en dan in die 7 jaar agtergelaat gaan word, waar sy wraak uitgeoefen gaan word en so meer nie. Die pre-trib leraars huldig die gedagte dat die 7 jaar is die groot verdrukking en die wraak van God. Nou as daar 'n pre-trib rapture sou wees en daar is mense wat dit net nie gemaak het nie, gaan God hulle nou in die 7 jaar werp en agterlaat sodat hulle deur sy wraak oordeele moet gaan. En dit maak eenvoudig net nie sin nie.
En die oproep tot die 7 gemeentes is baie belangrik. By die wederkoms, die vereniging met Jesus, sal elkeen wat nie oorwin het nie, uitgesluit word vir ewig. Dit is die waarskuwing in al die 7 gemeentes, nie net aan die Lou Kerk nie. So die Here Jesus het baie duidelik gemaak, dat in al die 7 gemeentes, en daardie 7 briewe is geldig vir al die eeue tot by die wederkoms. As jy nie gaan oorwin nie, gaan jy nie eers die ewige lewe saam met hom hê nie. Dis baie duidelik, en u kan gerus daardie 7 briewe gaan lees, en dis 'n duidelike waarskuwing aan al die kerkgemeentes van Laodicea natuurlik ingesluit. Hy is nie uitgesluit nie. Maar daar is nie 'n skrifgedeelte wat sê die Lou Kerk gaan deur die groot verdrukking gaan en deur God se wraak. En dan as hulle daar is, gaan hulle met hulle eie bloed betaal nie. Dit staan nie in die woord van die Here nie. Dit is duidelik dat ons hier gaan wees tot aan die einde, tot by die wederkoms van Christus, waar ons met hom gaan verenig, en ons noem dit dan die harpatse of die wegraping. Maar dit is hoe hierdie mense glo, en dit is absoluut baie misleidend. Nou goed, daar's een wederkoms met een kans. As iemand vir u sou vertel dat jy 'n tweede kans gaan hê na die wegraping, wat van die mense wat voor die wegraping gesterf het en wat in 'n lou toestand, kom ons sê 'n lou toestand, 'n afvallige toestand, gesterf het, het hulle dus nou 'n tweede kans na die dood? Hoe kan ons dan sê, die wat nou by die wederkoms, by die wegraping van die kerk, die pre-trib rapture natuurlik, het hulle 'n soort van 'n tweede geleentheid, waar hulle saak met God weer kan skik. Kom ons gaan kyk wat sê die skrifgedeelte. En net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, om die sonde van baie weg te neem, vir 'n tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Dit beteken, by die wederkoms gaan die Here terugkeer eenmalig, en dan gaan hy almal kom haal wat hom verwag het tot saligheid. Daar is nie mense wat 'n soort van 'n tweede kans gaan kry na die dood nie. Jy is bestem om eenmaal te sterwe, dan die oordeel, so ook met die wederkoms. En daar is nie 'n pre-trib rapture met 'n tweede geleentheid of 'n left behind nie. Dit kom nie in die woord van God voor nie. Gaan daar 'n left behind wees na die eenmalige wederkoms? Ja. As ons kyk na Matteus 25 vers 10 tot 13, ons gaan dit nou lees, dan gaan jy sien dat wanneer die Here gaan kom, dan gaan die wat nie olie gehad het nie, gaan uitgesluit word. Kom ons gaan lees hy skrifgedeelte. En onderwyl hulle gaan om te koop, dis nou die 5 dwaase maagde, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Wat 'n deur? Onthou jy die geval met die dae van Noag, die wat nie gereed was nie, en God het self die deur gesluit. Wat het gebeur met daai mense? Hulle is uitgesluit van die ewigheid, van saligheid. Later kom die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord, en hy sê vir hulle, hy sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waar die seun van die mens kom nie. Nou, as jy gaan kyk wat sê Matteus 7 vers 23, is dit duidelik dat hy sê, ek het julle nooit geken nie. Beteken dat hierdie mense 'n geleentheid gaan hê om gered te word? Glad nie. Dis wanneer die Here gaan terugkom, en hy sê, ek het jou nooit geken nie. En daarom is dit belangrik dat ons daardie konteks sal verstaan in die dae van Noag, dat die deur wel gesluit gaan word. En jy word uitgesluit vir ewig. Jy word nie uitgesluit vir 'n tweede geleentheid, of 'n left behind waarin jou lewe weer kan regmaak in die tyd van groot verdrukking nie. Dit bestaan nie, dit kom nie in die woord van God voor nie. Nou, hier is 'n droom wat 'n dame gehad het, 'n terrifying dream for the lukewarm, sê sy, en Christians who are left behind. Is dit wat die woord van God leer? Nee, die woord leer dat lou Christene gaan uitgespoeg word, God kan nie gebruik nie, hulle is nie bruikbaar vir God nie, en as hulle in daai lou toestand sou bly, sou hulle vir ewig verlore gaan. Jy kan nie, jy moet terugkeer met bekering na God toe, en dit geld vir alle kerke, alle gemeentes, die 7 gemeentes van Openbaring, vir ek en u, natuurlik is dit dieselfde.
Maar die gedagte dat jy 'n left behind gaan kry na 'n pre-trib rapture, dat bestaan nie in die woord van die Here nie. Kom ons gaan luister wat sê Dries van As oor die lou kerk of die lou Christene. Is in hierdie dag dat die Here met sy verkoude kerk gaan deel. Nou, u het al deur verskeie stellings wat ek vanaand gemaak het, sekerlik agtergekom dat 'n deel van die kerk deur die verdrukking sal gaan. Die verkoude kerk, die lou kerk waarvan die Here Jesus praat in Openbaring 3 as hy skryf aan die gemeente van die Laodisense. Omdat jy nie warm of koud is nie, maar omdat jy lou is, sal ek jou uit my mond uit spieg. Was jy maar liewer koud of warm? Ons gaan intens aan hierdie saak aandag gee. Maar my broeder en suster, daar gaan mense wees wat agterbly, kinders van die Here, mense wat eens tot bekering gekom het. Mense wie se name in die boek van die lewe geskrywe is, hulle gaan die groot verdrukking smaak. Want die Here gaan deel met sy verkoude kerk. Hy wil hê soos die Jode moet terugkeer na hom, so wil hy ook hê die wat eens sy naam aangeroep en die knie voor hom gebuig het, dat hulle weer sal draai. En hoe hartseer is dit dat God so ver moet gaan, dat wanneer ons nie meer na sy tugtiging wil luister nie, hy straf moet uitdeel. Want dis waaroor die groot verdrukking gaan, die straf van God. Nou ja, ek admireer pastoor Dries van As as 'n baie goeie evangeliese prediker, uit 'n opregte hart en die bedoeling is baie goed. Maar daar's geen skrifgedeelte wat ooit leer dat die lou kerk gaan agterbly en deur die groot verdrukking moet gaan, en dan noem hy hierdie verdrukking die straf van God. Hulle noem dit die wraak van God. God gaan nie sy kinders straf in die 7 jaar nie. Dit is nie so nie. God tugtig wel sy kinders, maar dis die tyd en geleentheid is nou, en ons moet dan ook, selfs in die tyd wat die verdrukking kom, gaan ons absoluut moet gereed maak, ons moet gereed sterf, ons moet gereed wees as Jesus terugkom. Maar daar bestaan nie 'n gedagte dat God met sy lou kerk gaan deel. Die pre-trib het nou plaasgevind, die warm Christene wat is nou weggeraap, hulle is hemel toe, en dan is daar nou 'n lou kerk in die groot verdrukking nie. Ek lees nêrens nie, ek lees van die martelare, die wat tot bekering gekom het, en die wat vir hulle geloof in Christus gesterf het, dis die kerk. Ons gaan daar wees, en dit is wat die woord duidelik maak. Ek lees nêrens van 'n lou of 'n verkoude kerk, of Christene wat teruggeval het, wat in die groot verdrukking gestraf gaan word deur God, sodat hulle kan bekeer nie. Maar Openbaring 3:20 praat nie van 'n agterbly van 'n lou kerk nie, en dis baie duidelik. Nou geen skrif, soos ek gesê het, bevestig dat die lou kerk sal agterbly en deur die groot verdrukking sal gaan nie. Dit is nie in die woord van God nie, want daar is nie 'n pre-trib rapture met 'n left behind nie. En hoe opreg jy dit bedoel, en hoe opreg jy is, en jy dink dat daar 'n pre-trib rapture gaan wees met 'n left behind, en dat die lou Christene gaan in die verdrukking agterbly, dit staan nie in die woord van die Here nie. Hierdie gedagte het sy oorsprong in die boeke van die Left Behind reeks, en dit is nie waar nie. Baie mense hou daaraan vas. Dit beteken nie jy's 'n noodwendige valse profeet nie, maar jy is verkeerd, jy's onkundig, jy gee nie die regte doktrines oor aan jou lidmate nie. Daar bestaan nie so iets as 'n pre-trib rapture nie, nog minder 'n left behind by so 'n geleentheid nie. Kom ons gaan kyk na die kaart van die laaste 7 jaar, en dan gaan ons 'n verduideliking daaroor gee. Nou ja, ek het al hierdie kaart vele kere vir julle gewys. Dis belangrik dat ons daarna gaan kyk, want baie mense verstaan die eindtyd, die laaste 7 jaar verkeerd. Ek gaan nou nie hier als gaan weer nie, die verbondsluiting gaan plaasvind, dan begin die laaste 7 jaar periode. Die groot verdrukking is nie God se wraak nie, God se wraak vind plaas na die harpazo van die kerk, nadat die kerk weggeneem is, voor die wraakoordele van God, en dit is waar die kerk weggeneem word. Die kerk word nie hier weggeneem nie,
ons gaan almal hier wees tot en met na die groot verdrukking. Die verdrukking word natuurlik verkort, want onthou die 7 jaar eindig hier. En daar word die wegraping, die pre-ref, gaan hier plaasvind. Absoluut baie duidelik uit die skrifte. Ek gaan nie vandag daaroor gesels nie, maar daar bestaan nie 'n ding soos 'n left behind na 'n pre-trib rapture nie. Goed, ons gaan kyk, die herpad soos ek gesê het, dit gaan plaasvind net voor die wraak van God, en daarom moet ons altyd gereed wees. Wanneer ons in daai tyd leef, wees altyd gereed vir sy wederkoms. Nou goed, as die trompet blaas, wat gaan ons doen? Dit vind plaas na die groot verdrukking, by die wederkoms wat na die groot verdrukking gaan plaasvind, sal die deur gesluit wees vir die wat nie oorwin het nie. Daar's geen tweede geleentheid na die wegraping, by die wederkoms van Christus, om weer 'n keer, om jou saligheid, 'n tweede kans, 'n tweede keer vas te maak nie. As jy nie gereed was nie en Jesus kom, gaan jy saam met die wat gestraf gaan word agterbly, jy gaan deur die wraak van God gaan. Dis baie duidelik. Nou daar's geen left behind na 'n sogenaamde pre-trib rapture nie. Ek gaan dit weer 'n keer vir u sê, want baie mense hou vas in die gedagte. Die gelykenis van die 10 maagde vertel die volle verhaal, want Jesus gaan kom en dan gaan hy die deur toesluit vir hulle wat nie oorwin het nie. En dis baie belangrik. Mag die Here ons seën en dat ons hierdie skrifte gaan lees in konteks, en mag die Heilige Gees ons oë open om die waarheid te kan raak sien en nie vashou aan 'n mite wat nie bestaan nie. Mag die Here ons seën tot 'n volgende keer. Totsiens.